Hartlik goeiemôre en welkom vanoggend saam met ons by die diens. Ons wil die Here net dank dat hy saam met ons was deur die tyd wat ons nou nie heeltemal hier was nie, wat ons bietjie afwesig was, wat ons nie diens gedoen het nie. Ons wil net dankie sê dat hy ons almal veilig gehou het en dat ons weer almal veilig by mekaar is. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels, bietjie praat. Ek gaan baie praat, ek weet dit. Maar ek gaan 'n bietjie my lewensstorie met julle deel. Maar kom ons raak rustig en ons gaan die teenwoordigheid van ons Vader uit. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons Here Jesus Christus en Heilige Gees. Ons loof U, ons prys U, ons dank U, Here, vir die geleentheid wat ons vandag het om voor U voete te kan kom kniel, voor U voete te kom sit en weer kan kom. U kan loof en prys en U kan aanbid, Here. Ons sê vir U ook dankie dat U altyd daar is, Here. Wanneer ons 'n helpende hand nodig het, wanneer ons nuwe krag nodig het. Here, U weet net wanneer om wat vir ons te stuur en hoe om dit te laat gebeur. Ons sê vir U baie dankie, Here, dat U saam met ons was in die tyd wat ons moes neem om te genees, om gesond te word. Ons loof U, ons prys U, ons dank U vir goedheid en guns wat oor ons lewens is. Dankie, Here, dat ons vandag weer nog 'n dag saam met U kan deurbring en saam met U kan wees en saam met ons familie kan deurbring en saam met hulle kan wees. Here, want dit is wat ons is almal net groot familie. Ons is almal die kinders, Here, so ons is almal familie. Ons loof U, ons prys U, ons dank U daarvoor. Vader, gaan saam met ons deur hierdie dag en hou ons almal veilig, Here. Stuur die engele om ons te kom oppas, om vir ons te kom beklei, terwyl ons in U weer wandel. Ons dank U, Here, dat U U Seun gestuur het om vir ons sondes te kom sterf, sodat ons vergifnis en versoening kon kry. En dat ons elke dag net uit genade uit hier is. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen, amen. Wie is er weer? Wie is die begin en die einde, die wat is, wat sien wat kom? My hart wil sing, al ewig bring. Hy is die weg en die waarheid, daar is niemand soos hy. Halleluja,
wakker ons sal vertrek. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vier alom. Halleluja, ons koning kom, met sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk omlei? Is die ruiter op die berg, hy kom vir jou en my. Leg jou hande na bo, sing halleluja, vier alom. Halleluja, ons koning kom, met sy heilige naam. Leg jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Leg jou hande na bo, sing halleluja, vier alom. Halleluja, ons koning kom, met sy heilige naam. Leg jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te Ons sal almal so gelukkig wees om daai dag te sien. En hy terugkom om ons te kom haal. Prys die Here. Ek sien in die gees die glorie en die almacht van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, tref jou hande op na bo, blaas psalme, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons hoor, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja.
Is
Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan met sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Toch sit ons hier op die beskuldigingsbank, Skepper van die heelal, onder kruis verhoor. Maar as ek nadink oor die grootheid Heer, dan staan my wysheid nog voor U. Onvergelykbare God, groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke?
sal sing en ons koning hulde bring. Ons sal sing en ons koning hulde bring. Ons sal sing en ons koning hulde bring. Ons sal juig en van sy trou vervul. Ons sal juig en van sy trou vervul. Ons sal juig en van sy trou vervul. Ons sal juig en van sy trou slechts wie
Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verloren, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons harte. Wag daar vir jou en vir my. Kom thuis, kom thuis. Almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Hy roep o sondaar, kom thuis. Kom thuis.
You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. People sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And Jesus is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. The angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy forever. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besing vir ewig, want U het my bevry. My sonde skuld vergewe,
Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. Yes. The atmosphere is changing now. Here in this place. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us.
miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Prys die Here. Dat sy Gees hier saam met ons is, dat hy sy Gees gestuur het om saam met ons te wees hier op aarde. Hoe awesome is dit nie? Nou, ek is al 40 jaar in the making. Ek is 'n man, my naam is Pieter. Ek is getroud met 'n vrou, biblikale vrou. Ek moet dit verklaar. Sy is nie 'n mensgemaakte vrou nie. Sy is nie 'n doktergemaakte vrou nie. Sy is 'n vrou, 'n goddelike vrou, 'n vrou wat deur God vir my gegee is. En ek is so bly dat sy in my lewe is. Want as dit nie vir haar en haar gebede was nie, dan sou ek nie vandag hier voor julle kon staan en my storie kan vertel en my getuienis kan lewe. Nou, ek gaan 'n bietjie teruggaan tot 'n baie jong ouderdom. Dom gewees, nie geweet nie, wêreld gevolg. Op 'n vroeë ouderdom het ek verslaaf geraak aan pornografie. Ek het maar soos enige jong kind baie boeke gekyk. Scouts, Playboys, Hustlers, whatever, enigiets en alles. Op 'n later stadium het ons begin video's kyk. Daai tyd was daar nog nie so iets soos internet, Google en Pornhub en al daai goed dat 'n mens kon gaan kyk nie. So ons het maar video's en goed gekry van die videowinkels af en ons het maar boeke gekry so deur ons pelle en deur leë huise waar daar rowwe mense gebly het wat hulle die goeders daar gelos het. So ja, dit was maar 'n redelike rowwe storie en dit het my gevolg en dit het saam met my gegaan tot 'n paar jaar terug wat ek eers tot totale en volle bekering gekom het dat ek die hart van die Vader aanvaar het as geskenk. Ek het dwelms gedoen, ook op 'n baie jong ouderdom. Was nou nie so rof geweest nie, ek het maar 'n bietjie dagga gerook. Ek het nou nie pille gaan sluk en cocaine en whatever en al die ander goed nie. So dit was nie vir my so 'n groot challenge geweest om die goed te los nie. Ek kon dit nogal redelik maklik doen. Dit het redelik maklik en vinnig uit my stelsel uit en ek dank die Here net dat ek nooit vasgeklou het aan my nie. Dan beweeg ons bietjie aan na bietjie later jare toe waar ek nie 'n koningskind was nie. Ek was heeltemal op die verkeerde plek gewees in my lewe waar ek heeltemal verslaaf was. Ek sou nie sê verslaaf nie, maar dit was seker maar 'n verslawing want elke keer wat ek 'n geleentheid gehad het, het ek myself vergryp aan alkohol. En dit was maar seker alles om te probeer om 'n gaatjie vol te maak waar daar 'n leemte was. Ek het maar probeer om hier en daar so nou en dan het ons kerk toe gegaan, nooit jy's eintlik volhard met die kerk nie.
ek het net nie gevoel dat die kerke waar ons was eintlik reg nie, as ek dit so kan sê. Ek kan nie, niks teen enige kerke nie, niks teen enige denominasie nie, glad nie, maar ek het net nooit die teenwoordigheid van die Here daar gevoel nie, tot en met ons, ek dink dit was 25-26 gewees, daarom, toe het ons bietjie saam met familie van ons na kerke gegaan, julle sal hulle vandag ken as Westrand Bikers Church, nie dat ek hulle promote nie, maar daar het ek my eerste volwaardige ontmoeting met die Almagtige Vader gehad, waar ons besig was in 'n praise and worship, wat op my knieë gedruk het, en dit was 'n uncontrollable ding gewees, ek het geen beheer daaroor gehad nie. Ek was net op my knieë gesit en daar moes ek tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Ek het al my lewe oorgegee aan die Here 'n paar keer, maar daar was geen disipelskap gewees. Daar was niemand gewees wat my kon gelei het en my kon gehelp het en my die regte pad kon wys. Soos wat Jesus vir ons sê, gaan uit in die wêreld, maak disipels van al die nasies, doop hulle en leer hulle. Daar was niemand om my te leer. En dit het nie net een keer gebeur nie, dit het 'n klomp keer gebeur. Seker 7 of 8 keer wat dit gebeur het, wat ek my hart en my lewe vir die Here gegee het, wat ek die koning se hart aanvaar het as geskenk, en wat daar niemand was wat my gelei het en my gehelp het en my geleer het in die wandel van Jesus nie. Tot en met 3 jaar terug. 2022 met die Mighty Men het ek weer so ontmoeting met die Here gehad het. Dit was nie te lang daarna nie, dit was omtrent 'n maand wat daarna, wat ek weer my belydenis gedoen het, wat ek tot bekeer heeltemal, tot 'n radikale bekering gekom het, en wat ek mense gehad het, wat my gehelp het, wat my gedisipel het, wat vir my gewys het, en geleer het, maar dit is eintlik hoe ons moet wees, dit is wat die koning van ons verwag, dit is wat die koning van ons wil hê, dit is wat hy vir ons het, wat ek begin uitsien het daarna, wat ek begin het om meer tyd saam met Vader te spandeer in sy woord en in gebed, en so het ons ook deur baie ander dinge ook gegaan, en ons het deur, as ek kan sê, ons het begin deur toetse in ons lewens, en ons almal word getoets op maniere. Almal is anders, en dit hang af van, kan ek sê, nee, dit hang nie af van jou lewe nie. Dit gaan oor jou bereidwilligheid en jou gewilligheid om uit te gaan in die wêreld in Checkers, in Spar, in Pick n Pay, en vir daai mense te gaan sê, hoor ek, wanneer laas het iemand vir jou kom sê, Jesus het jou lief? Wanneer laas niemand het vir jou gewys, Jesus het jou lief? En dis 'n ding wat by my vasgesteek het, en dis 'n ding wat by my geklou het. Ek doen dit tot vandag toe nog. Praat ek met die tellers, en ek praat met die mense in Pick n Pay, ek is gehoorsaam, ek gaan daar waar papa my stuur, as hy vir my na Checkers of Pick n Pay, of Bosco, of waar ook al, stuur hy my na hierdie tempel toe, ek waar nie, as daar iemand is, wat hoor ek om te hoor, Jesus het jou lief, dan sal ek gaan, en ek sal vir gaan sê. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat ons het, om uit te gaan in die wêreld, en disipels te gaan maak van al die nasies. Want dit is een van Jesus se laaste commandments wat hy vir sy disipels gegee het, om uit te gaan in die wêreld, nie net vir die Jode nie,
Not just the Jews, but the Gentiles as well. Is vir elke liewe mens op aarde. Dis waarvoor Jesus hier was. Hy was nie hier net vir een of twee, hy was nie net vir een nasie nie. Hy het gekom om versoening te doen vir elke nasie. Hoe groter jou salwing is op jou lewe, hoe groter is die aanval op jou lewe. Maar so ook, hoe groter is die genade van God in jou lewe. Ek het die eerste ding wat ek van getuig is eintlik dat ons het tot die Here gebid en die Here gevra, hoor jy, ek soek 'n double care bakkie met leerseats en dit en dat en ons het gespesifiseer wat dit alles moet hê. Ek het my bakkie gekry, hy het nou nie leerseats nie, maar as ek kyk, leerseats gaan nie weer 'n glorie gee nie. Maar die bakkie gee hier 'n glorie, want ek het al soveel rondgery en ek was al Marble Hall toe gewees, wat ons daar vir mense, ek het gedink ek gaan jag, maar toe moes ons vir mense gaan bid. Mense weet gekry dat hulle op die Here se pad kan kom. So ook het ons al gery, weet ek tog nie, ver, ons het al wyd gery. Het al baie gery. Elke keer, oralste waar ons gaan, maak nie saak, wat in die dorp is of uit die dorp is nie, die Here kry al die glorie. En mense sien die lewe wat ek gelei het en ook die lewe wat ek nou lei. Nadat ons die bakkie gekry het, was daar 'n paar goedjies wat ons nog voorgebid het, wat ons alles gekry het, want die Here sê ook vir ons, bid, vra in my naam, en my Pa sal vir jou gee. Ek was laas jaar gediagnoseer met kolonkanker en ek het 'n totaal van 2 maande in die hospitaal gaan spandeer as gevolg van sekondêre infeksies. Die operasie was suksesvol geweest. Ek is nog op hierdie stadium besig met my behandeling, met my chemobehandeling. Ek het nog 3 sessies oor en dis oukei. Ek het al vir baie mense gebid wat kanker gehad het. Ek het al, die Here het my hande gebruik om mense te genees van siektes. Hy het mense se arms en hulle hande genees wat gebreek was, maar dit alles weer in lyn getrek het. Ek het beleef hoe mense se bene groei. Alles net deur die genade van die Here. Terwyl ek laas jaar my operasie gehad het, iewers along the line, is daar 'n inspuiting verkeerd ingespuit en in my lewer ingespuit, en het my lewer begin bloei. Het was die maandag gewees na die operasie was die Junie die 15 gewees, en dit was die 7de, nee, 9de, 10de, 11de, daarom. Toe het ek hemel toe gegaan. Ek het in die strate van Jerusalem met ek saam met Jesus gaan loop, en die vrede, die kalmte, die vreugde wat daar is onbeskryflik. Dis 'n plek wat jy nie wil mis nie. Dis nie 'n plek wat jy wil mis om heen te gaan. Ek was 'n bietjie opset geweest toe Jesus vir my gesê het, gaan terug, jou mense het jou nodig. Jy het nog nodig om aarde toe te kom, dat jy vir my nog kan werk. Ek wou nie terugkom nie. Maar dit was nie my keuse gewees nie. Ek het vrede gemaak daarmee. Ek weet die Here het nog baie werk vir my. Ek weet hy gaan my nog baie gebruik. Daar was baie komplikasies gewees na dit. Hulle het my piektel in my maag gesit, in my sy in,
wat veronderstel was om die bloeding en die bloed van die lewer wat gebloei het op te vang en dit uit te bring, maar dit het nie gewerk nie. En toe het daar bloedklont binne in my ingewande gevorm. Ek was die Vrydag ontslaan, die Saterdag aand, die Sondag aand, toe ek weer terug hospitaal. Op Vadersdag, ja. Op Vadersdag. As ek terug hospitaal toe, ek het weer in theater ingegaan, hulle het my weer oopgemaak, hulle het liters bloed uitgehaal en ook bloedklont wat hulle uit my maag uitgehaal het. En dit het ek vir die eerste keer septisemia. Dit was genees gewees, binne 3 weke was dit genees gewees. En ek weet nie wat het gebeur daarna nie. Ek weet. Ek het baie vog, baie water van my wond afgehaal. Daar het baie water op my wond gevorm, het hulle 'n masjienkie opgesit om die water en goeders af te kry. En terwyl ek nog in die hospitaal was, besig met medikasie en goeders, het die masjienkie die water afgetrek. Die dokters het vir my gesê, dis kankerwater, baie van die kankerpasiënte kry dit, spesiaal wanneer hulle kanker uitgesny is, dan is dit die kanker se manier om te retaliate, maar dit was getoets gewees en daar was geen negatiewe selle gevind, of positiewe kankerselle gevind in die water nie. Terwyl ek nog in die hospitaal was, het ek was omtrent 2 weke in hoërsorg en ek was omtrent 2 weke in ICU ook gewees. Maar terwyl ek nog in die saal gelê het, besig was om te versterk van die operasie en van die bloedstorie, die lewerstorie, toe het my darm ook geperforeer. Gaatjie in my darm gevorm. En die dokter het my gekyk en sy het vir my gesê, ek sal nou met jou kom praat. Sy het gegaan en sy het haar dokters, haar professors en alles het sy gaan konsulteer en vir hulle gevra, hoorie, wat is daar te doen? Toe was daar reguit van gesê, jy weet, jy kan nou niks doen. Daar is niks, absoluut niks wat jy nou vir daai ou kan doen. Sy ingewande goed is te warm, hulle noem het 'n hot warm tydperk is wanneer sekere tyd na jou operasie, dan begin jou darms en goeders nou weer hulle plek inneem, want daar is nou 'n stuk van die dikdarm wat uitgesny is. So dan haal hulle al jou ingewande uit en hulle sit alles weer, hulle was alles en hulle sit alles terug. Okay? So daar is 'n tydperk wat dit vat vir al jou darms en al jou ingewande en goeders om weer terug in plek in te skuif. So dit was so gewees dat dit op die hot tydperk was, op die warm tydperk was, wat hulle nie kon oopmaak nie, want as hulle dan oopmaak, dan val al jou binnegoed plat. Al jou darmsgoeders vergaan. Hulle kan niks meer doen. Sy sê vir my, meneer Rogers, jy gaan nog 6 weke hier in die hospitaal spandeer as gevolg van die, voordat ons kan oopmaak en die gaatjie toemaak. Dis die worst case scenario. Best case scenario wat soos 1 tot 2%, 10% kans het, is dat die gaatjie van self toemaak. Hulle het my daai aand het hulle my weer in die hoërsorg ingesit, my onder sedasie gesit, hulle het 4 steke op my maag uitgehaal en hulle het vir my 'n stoelmasakkie opgesit om die gaatjie wat daar gebeur het, om dit alles skoon te maak en om al daai oepdarm goeders uithaal. Ek het nie 'n ander manier om dit te verduidelik nie. En
Die volgende dag was daar my swaarlik by my gewees en my boetie en Christus was by my gewees en hulle het vir een van my mentors, my grootste mentor op Kievorie, hulle het hom gekontak en op daai stadium en op daai dag wat Bokkie gebid het, hulle het 'n gebed gestuur vir my boetie aan Christus en hy het daai gebed van Pastor Bokkie het hy op my maag gesit en dit gespeel en op daai stadium, ek weet nie hoe ek dit weet nie, ek weet nie hoekom ek dit weet nie, maar ek weet ek moet dit weet en ek moet dit vir julle sê, op daai stadium was daar 4,5 miljoen mense in die wêreld wat vir my gebid het, dat ek gesond word, dat ek kan uitkom. En daai selfde dag na daai gebed, was die perforasie of die gaatjie of wat ook al in my darm genees, heeltemal. 'n halfuur daarna, toe kan ek weer gas vrylaat. Toe het ek nie meer probleem. Die dokter het vir my net gesê, sy weet nie hoe dit gebeur het nie, maar dit het gebeur. Maar ek kan eers die maandag weer geneet. So ek was op liquid diet gewees, wat hulle vir my kos in my are ingepomp het. Dit was die tweede keer gewees. Ek was 3 keer op die liquid kos gewees. Op die witpad. Ek het, hoeveel bloed het ek ontvang terwyl ek in die hospitaal was? 6 punte. 8 punte. Ek het 8 punte bloed ontvang, ek het 4 bloedplaatjie, wat noem hulle dit? Plasma. Ek het 4 plasma oorlandings of 4 plasma sakkies het ek ook gekry. Nee, ek het nie. Ek het 6 gekry. Ja, 6 plasma sakkies het ek ontvang en ek het 8 punte bloed ontvang terwyl ek in die hospitaal was. Terwyl al die goed gebeur het, het ek nog gelei in bloedarmoede ook, wat my murg nie die bloed wou maak het. En die plasma was maar een van die goed wat hulle gegee het om te help om die murg weer aan die gang te kry, dat hy weer bloed kan maak. Na die perforasie genees was dit nie te lank nie, toe kry ek 'n fungus infeksie. Thrush. Wat is dit? Dit is 'n vroue-infeksie. Wat jy weer soos 'n sproei bloed ontvang. Okay. Maar in elk geval, dit sê thrush, maar ek weet ook nie, ek is nie helemaal seker hoe daai nie. Ek was die fungal infection wat ek gekry het, ek was sy naam gegee. Ja, dis die yeast fungal infection. Die ding se naam was Candida aurealis, julle kan dit maar gaan Google en gaan kyk wat dit beteken. En daar het ek ook weer by die dood omgedraai. Ek was 'n week lank in ICU, waar ek weer op was hier op, wat ek met my voete in die bad van Badseba gaan sit het. En wat Jesus na my toe gekom het, met my regter skouer gevat het en vir my gevra het, wat soek jy hier, wat maak jy? Dat ek vir hom net gesê het, ek soek genade en ek soek genesing. Vir my gesê, staan op en kom agter my aan. Het opgestaan, so half om die bad geloop, saam met Jesus, en hy het vir my gesê, dit wat jy nou praat is joune, vat het en gaan heen, word ek weer wakker. Daar was vir my gesê, nadat ek uit ICU uitgekom het, dat ek van die eerste negatiewe kulture van die Candida aurealis, het ek 21 dae, dan kan ek eers ontslaan word. En toe was het al klaar in Julie maand gewees. Het was 'n harde tyd, het was 'n rowwe tyd gewees, het was 'n baie moeilike tyd gewees
vir my gesin, vir my familie, vir my ouers, vir almal wat my ken, want gedurende daai tydperk was daar niemand behalwe my ouers en my vrou en my derde dogtertjie by my toegelaat nie. So niemand kon by my kom kuier nie, niemand kon by my uitkom nie. Dit was 'n daunting, baie daunting en eensame tyd gewees terwyl ek daar in die hospitaal was. Maar die goeie ding wat daar uitgekom het, ek het ingeskryf vir my diploma in ministry, terwyl ek weer by my sinne gekom het, toe ek weer kon begin dink vir myself, wat ek nie onder die weer was as gevolg van medikasie en sulke goed nie, toe het ek vir my vrou gesê, bring asseblief my boeke dat ek aangaan met my studies. Die Here het dit so gemaak, dat ek my studies kon klaarmaak. Ek dink ek was 2 weke uit die hospitaal uit, ek het my diploma klaargemaak, en ek het 'n distinction gekry vir my diploma. Ek het my resultate en alles gekry, en ek is in Oktober maand was Jackie hier gewees, wat hy my georden het. Maar ek is nog nie geregistreer met die Council of Churches of met die Gathering of All Nations nie. Dit is nou alles in proses. Hopelik teen Februarie. Dan kan ons die wonderlike voorreg hê, ek en Bonita, om op te gaan Heidelberg toe, laat ons deur Okkie en Miss Jackie hande opgeleg gaan word en ordentlik en proper geordend word. Met al die papierwerk wat daarmee saamgaan. So het die Here ook vir my pad oopgemaak, en hy het op my hart gedruk dat ek my bachelorsgraad moet doen. Ek is tans besig met my bachelorsgraad. Ek het ingeskryf vir dit, en ek het die finansies gehad om dit te doen nie, en jy moet een ding mooi weet en mooi verstaan. My salaris was so groot impak op my salaris gewees, dat ek nie by al my goed kon uitkom om al my goed te doen nie, maar so het die Here dit ook goed gedink om die hulp te stuur wat nodig is, sodat alles betaal kan word wat betaal moet word. En ek het ingeskryf sonder dat ek geweet het waar ek die finansies vandaan gaan kry om te betaal vir my bakaleursgraad. En ek het een Vrydagoggend was ek op pad na 'n mannekoffie toe, praat ek met die Here en ek sê vir die Here, maar jy het gesê ek moet nou inskryf, nou hoe nou? Waar is die geld daarvoor? Ek kan nie verwag van die mense wat my gehelp het die hele tyd om dit ook nou nog te betaal nie. Dit is extra R10.000. En dit is nie sommer die klein geld wat enigiemand in hulle gatsakke het wat rondlê nie. Dis baie geld. En dit was op my verjaarsdag, die 25ste Oktober, toe kry ek 'n onverwagte oproep, en toe die Here my geseën deur iemand anders met meer as genoeg finansies om dit te doen, maar ook om 'n agterstallige karpaaiement op te vang. En laat ons ekstra kos en goeders in die huis kan koop. So, huidiglik wag ons nou net. Huidiglik is ek op temporary disability by die werk. Die werk is baie goed gesind gewees om dit vir my te doen. Ek gaan eers weer, as die Here se wil daarby is, dan gaan ek 1 April terug werk toe. Dis ook net as ek nog werk het, maar dan, dit los ek ook in Papa se hand. Hy is die een wat weet wat benodig is en wat nodig is. Soos Matteus 6:33 vir ons sê, moenie bekommer nie. Hy is om die Here, hy sal dit uitsorg. Vertrou op hom. Soek sy koninkryk, en
en hy sal al die dinge uitsorg. Ek kan net nie genoeg dankie sê vir almal in my lewe, wat vir my gebid het, wat my bygestaan het, wat my vrou, my kind bygestaan het, deur hierdie hele tyd, deur 'n baie moeilike tyd. Daai wat gebeur het met my, weet ek, was 'n aanval op my lewe gewees. Maar die Here het besluit, en hy het goed gedink, en hy het my waardig gevind, dat ek nog hier voor julle vandag kan staan. Voordat ek gegaan het vir die operasie, ek het die operasie hier in Newcastle laat doen. Voor ek gegaan het vir die operasie, was daar mense wat deeltyd vir my gesê het, hoekom gaan jy nie na toe, hoekom gaan jy nie? My vrou was die grootste ene gewees. Sy en my ouers, hulle het altyd, heeltyd het hulle vir my gesê, hoekom gaan jy nie Pretoria toe nie, hoekom gaan jy nie Maritzburg toe nie, hoekom gaan jy nie Joburg toe nie? En daar was 'n rede gewees vir dit. Maar elke keer wat enige iemand vir my gesê het, hoekom gaan jy nie uit die dorp uit nie, was dit dieselfde woorde wat om my opgekom het. Ek is die Here jou God. Ek het jou in my regterhand. Ek het jou. Jy sal veilig wees. Jy is myne. Jou naam is gegraveer in my regterhand. Ek het jou in my regverdige regterhand. Jy is my handpalm. Ek hou jou veilig. Elke keer wat iemand vir my gesê het, was dit gewees. En die Here vir my gesê, ek het jou. Jy is veilig. Jy gaan oké wees. En hier staan ek vandag, dik ongeskik. Ek het op 'n stadium, terwyl ek in die hospitaal was, het ek 76 geweeg. Ja. En ek het 2 maande later, 2 maande nadat ek uit die hospitaal, toe is ek weer op my gewig waar ek was, voordat ek gegaan het vir die operasie. Die Here restoreer en gee vir jou meer as wat jy nodig het. Hy het nog nooit opgehou om vir enigiemand om te gee nie. En hy is ook iemand wat jou keuses respekteer. As dit jou keuse is, dat jy hom nie wil ken nie, respekteer hy dit. As dit jou keuse is, om sy geskenk van lewe in oorvloed en ewige lewe te aanvaar, sal hy jou aanvaar. Hy sal dit met oop arms sal hy dit doen. Ek was 'n mislike mens gewees voordat ek die Here geleer ken het, voordat ek Jesus leer ken het. En die transformasie wat gebeur het tussen waar ek was en waar ek nou is, dit is wat radikale bekering is. Jy is op een manier, en dan wanneer jy die grootste geskenk van alles aanvaar, en tot radikale bekering kom, is daar 'n groot verandering in jou lewe. En daai verandering is 'n verandering vir Jesus. Dit is 'n verandering vir die betere in jou lewe. Ek sê vir julle baie dankie dat julle na my geluister het. Dankie dat julle hier was. Dankie dat julle inspraak in my lewe gegee het. Dankie dat julle vir my gebid het. Dankie vir elkeen se teenwoordigheid. Ons prys die Here.